Vandag se lesie gaan ons nog steeds met eksponente en eksponentwette verder. Maar nou het ons al so slim geword, ons gaan nou die volgende stapie kyk. Ons gaan nou leer hoe om eksponensiële vergelykings op te los. Nou, eksponensiële vergelykings is 'n algebraïese vergelyking wat eksponente bevat. Met ander woorde, dit sal byvoorbeeld 'n vraag wees wat vra, los op vir x as 5 tot die mag x gelyk is aan 125. Nou praat ons van dit as 'n eksponensiële vergelyking of 'n probleem wat eksponente bevat, omdat my xie nou hier 'n eksponent vorm. Nou die beginsel wat ons hier gaan gebruik is om hom te skryf as a tot die mag x byvoorbeeld gelyk is aan a tot die mag 2, dan beteken dit ons basisse is dieselfde, en omdat ons basisse dieselfde is, kan ons daarom sê dat x gelyk is aan 2. Dit beteken met ander woorde, x is gelyk aan 2. So, wat is die belangrike ding wat ons moet doen? Die baie belangrike ding wat ons gaan doen om hierdie vergelykings op te los, is om die linkerkant en die regterkant tot dieselfde grondtal of basis te skryf. Dit doen ons deur middel van priemfaktore. So die belangrike ding wat ons doen is ons ontbind dan nou die linkerkant en die regterkant in priemfaktore, sodat ons die linkerkant en die regterkant se basisse dieselfde kan kry. So as ons nou teruggaan na ons voorbeeldjie toe, dan kan ons sê 5 tot die mag x is gelyk aan 125. Nou ons stappie sê vir ons moet die linkerkant en die regterkant tot dieselfde grondtal of basis skryf. As ek nou kyk na my 5 hierso, dan kan ek sien hy is mos nou klaar in priemfaktore. Dit beteken ek moet hierdie 125 gaan ontbind in sy priemfaktore. Om 125 te ontbind in sy priemfaktore, gaan jy op jou sakrekenaar tik 125 is gelyk aan shift en factorize. Dan gaan hy vir jou die antwoord gee in priemfaktore. As jy dit nou gedoen het, dan gaan jy sien 5 tot die mag x is gelyk aan 5 tot die mag 3. Nou kan ek sien, omdat my grondtalle dieselfde is, kan ek met ander woorde sê, my magte gaan gelyk wees aan mekaar. So ek kan nou sê, daarom beteken dit dat x gelyk is aan 3. Dus omdat my basisse of my grondtalle gelyk is die eksponente gelyk aan mekaar. Kom ons kyk na nog 'n paar voorbeelde. As ons byvoorbeeld vra, 3 tot die mag x is gelyk aan 81. Onthou ons vraagie is nou los op vir x. Dan is die pad wat ons moet volg om die linkerkant en die regterkant te skryf tot dieselfde grondtal of basis. Nou kan ek sien my linkerkant se grondtalletjie is klaar in 'n priemfaktor vorm. Hy kan nie verder ontbind nie, so hy bly 3 tot die mag x, maar 81 kan ons ontbind in priemfaktore en 81 se priemfaktore is 3 tot die mag 4. Nou kan ek weer mooi sien, omdat my basis dieselfde is, kan ek sê my eksponente is gelyk aan mekaar. Met ander woorde, dit beteken x gaan gelyk wees aan 4. Volgende sommetjie, voorbeeld. As ek het 3 tot die mag 2x minus 6 is gelyk aan 1. Nou is dit lyk hy 'n bietjie anders. Maar onthou, ons beginsel waarmee ons moet werk, is dat ons die linkerkant en die regterkant tot dieselfde grondtal of basis moet skryf. Nou as ek nou hier kyk, dan sien ek my linkerkant se basis is 3. Met ander woorde, ek moet hierdie 1 as 'n basis van 3 gaan skryf. Nou julle is lekker slim kinders, want onthou, ons pas dan nou
die eksponentwet toe wat sê a tot die mag 0, enige iets tot die mag 0 is altyd 1. Met ander woorde, ons kan sê 3 tot die mag 0 gaan ook mos gelyk wees aan 1. Dan het ek nou my probleem opgelos dat ek dieselfde basis het. Met ander woorde, nou kan ek weer sien ek het dieselfde basis en dan kan ek my eksponente aan mekaar gelykstel. Met ander woorde, ek kan nou hier sê, daarom gaan 2x minus 6 gelyk wees aan 0. Nou moet ons net die algebra vergelyking oplos, so as ons nou net weer onthou, ons vat die minus 6 oor, want ons wil x alleen kry, so ek het 2x is gelyk aan 6. Nou het ek 2x wat 6 is, so ek moet aan die linkerkant deel deur 2 om 1x te kry. Wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, my antwoord gaan wees x is gelyk aan 3. As ons kyk na nog 'n tipe voorbeeld, dan kan ek sê 5 tot die mag x is gelyk aan 125 se vierkantswortel. Nou goed, hierdie enetjie is ook nou weer 'n bietjie anders, maar as ons mooi dink oor wat ons moet doen, gaan ons sien ons moet 125 moet ons by die basis van 5 uitbring. Julle kan mooi onthou as ons die vierkantswortel kry, kom ons los eers die vierkantswortel en ons ontbind 125 in sy priemfaktore. Nou 125 is 5 tot die mag 3. Verder onthou julle met ons vierkantswortels reëls en eksponentwette dat ons hierdie 5 tot die mag 3 moet deel deur 2 as ons die vierkantswortel wil kry. Kan julle nou sien? Nou is ons basis dieselfde, met ander woorde, ek kan nou sê, my eksponente moet gelyk wees aan mekaar. Daarom kan ek sê, is x gelyk aan 3 op 2. Nog 'n voorbeeldjie. As ek het 3 maal met 3 tot die mag x is gelyk aan 27. Nou het ek 'n bietjie 'n probleem hierso, want ek wil die xie mos alleen kry. So, die slim plan wat ons nou gaan maak, is om beide kante te deel deur 3. As ek hierdie kant deel deur 3, linkerkant deel deur 3, moet ek die regterkant ook deel deur 3, dan kry ek het nou 3 tot die mag x is gelyk aan 9. My plan wat ek moet maak is om ons nou die priemfaktore, die basisse dieselfde te kry, so ek moet 9 ontbind in sy priemfaktore, so ek gaan sê 3 tot die mag x is gelyk aan 3 kwadraat. Nou kan jy weer sien dat my basisse is dieselfde, my basis of my grondtal, daarom kan ek sê x is gelyk aan 2. Die ander manier wat ons hierdie som ook nou kon opgelos het, want onthou ons kan nou met ons eksponentwette dit toepas. So jy vind die enetjie wat vir jou die beste werk, sodat jy gemaklik is met wat jy doen. Goed, die ander enetjie wat ons ook kon gedoen het, is om te sê, as ons hier kyk, dan sien ons, hier is 'n spook 1 by die 3, en ek het mos nou dieselfde grondtalle, so ek kan my eerste eksponentwet toepas, om te sê, as ek 2 magte met dieselfde grondtalle met mekaar vermenigvuldig, dan gaan ek die eksponente by mekaar tel. So ek kan hierdie skryf as 3 tot die mag x plus 1. 27 moet ek ontbind in sy priemfaktore, wat 3 tot die mag 3 is, want ons moet daarna werk om die basisse of die grondtalle dieselfde te kry. Goed, nou kan ek weer hier sien, dat ek het dieselfde basisse. Omdat my basisse dieselfde is, kan ek sê my
eksponente moet gelyk wees aan mekaar, daarom kan ek sê x plus 1 moet gelyk wees aan 3. As ek nou my sommetjie uitwerk, dan gaan ek mos hierdie plus 1 oorvat en hy word min 1, so ek kry x is gelyk aan 3 minus 1, daarom is x gelyk aan 2. 'n ander voorbeeld as ek nou het 4 maal 3 tot die mag x is gelyk aan 36. Wanneer ek nou dit het, dan is hierdie grondtalle mos nou heeltemal verskillend. So, julle kan sien, hierdie 4 en die 3 se grondtalle is verskillend, so ek kan nie soos in die vorige sommetjie daai eksponente bymekaar gaan tel nie, want my basisse is mos nou nie dieselfde nie. So, dan werk ek hom soos wat ek som 4 se eerste metode gedoen het. Ek gaan om die 3 tot die mag x alleen te kry, gaan ek deel deur 4 aan die linkerkant, wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek gaan kry 3 tot die mag x is gelyk aan 9. Nou moet ons weer 9 ontbind in sy priemfaktore, so ek het 3 tot die mag x is gelyk aan 3 kwadraat, en daarom kan ek sê, omdat my basisse dieselfde is, kan ek nou sê is my eksponente gelyk. Daarom kan ek sê is x gelyk aan 2. Ons doen nog so 'n paar voorbeelde, en dan kan jy die huiswerksommetjies probeer, en ek hoop dit gaan met dit sommer baie goed. So kom ons kyk, as ons voorbeeld is 2 tot die mag x plus 1 is gelyk aan 9. Onthou nou, ons moet die 2 tot die mag x isoleer, né? Ons moet hom alleen kry om vir x te kan oplos. So, om hom nou alleen te kry, gaan ek hierdie plus 1 oorvat, dan kry ek 2 tot die mag x is gelyk aan 9 minus 1. So 2 tot die mag x is gelyk aan 8. Nou is dit baie belangrik, ons moet die linkerkant en die regterkant se grondtalle dieselfde maak. Om dit te kan doen, gaan ek die 8 ontbind in sy priemfaktore. 8 se priemfaktore is 2 tot die mag 3. Nou het ek dieselfde grondtalle, en omdat my grondtalle dieselfde is, kan ek sê my magte is gelyk. So daarom kan ek sê is x gelyk aan 3. Ons doen nog een tipe voorbeeldjie, dan gaan ons na die volgende soort probleme toe, en dan gee ek vir julle huiswerkies. Nou goed, as ek het 4 maal met 5 tot die mag 2x minus 2 minus 4 is gelyk aan 0. Die hele proses wat ek moet doen, is om hierdie 5 tot die mag 2x minus 2 alleen te kry. So om hom alleen te kry, gaan ek in die eerste plek die minus 4 oorvat. As ek hom oorvat, dan kry ek 4 maal met 5 tot die mag 2x minus 2 is gelyk aan 4. Nou wil ek nog steeds daai alleen kry. Om hom alleen te kry, moet ek deel deur 4 aan die linkerkant, wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek gaan kry 5 tot die mag 2x minus 2 is gelyk aan 1. Onthou nou, ons wet wat sê, a tot die mag 0 is 1, met ander woorde, enige iets tot die mag 0 is altyd 1, en ek moet my basisse dieselfde kry, so ek moet hierdie een as 'n basis van 5 gaan skryf, so ek het 5 tot die mag 2x minus 2 is gelyk aan 5 tot die mag 0. Nou kan ek sien my basisse is dieselfde, of my grondtalle, en nou kan ek my eksponente aan mekaar gelykstel. Daarom is 2x minus 2 gelyk aan 0. Ek moet vir x oplos. So as ek vir x oplos, dan kry ek 2x is gelyk aan,
Onthou hierdie 2 gaan oor, so 2x is gelyk aan 2. Ek moet nou vir x alleen kry, ek so deel deur 2, want wat ek links doen, moet ek regs doen. Daarom kan ek sê is x gelyk aan 1. Die volgende voorbeeld van 'n tipe somme met eksponente wat ons gaan na kyk, is nog steeds 'n som van los op vir x. As 3x tot die mag 5 minus 4 is gelyk aan 92. Die sommetjie wat ons nou doen, se voorbeeld het ons x as 'n basis en x het 'n eksponent wat hier in die geval 5 is. Met ander woorde, as ons nou na hom gaan kyk, moet ons nog steeds hierdie 3x tot die mag 5 moet ons alleen kry. Om 3x tot die mag 5 alleen te kry, gaan ek hierdie 4 oorvat. Met ander woorde, dit word is gelyk aan 92 plus 4. Ek kry met ander woorde 3x tot die mag 5 is gelyk aan 96. Nou moet ek my x tot die mag 5 alleen kry. Om x tot die mag 5 alleen te kry, gaan ek aan die linkerkant deel deur 3. Maar wat ek links doen, moet ek regs doen. Nou goed, as ek hier gedeel het deur 3, dan kry ek x tot die mag 5 is gelyk aan 32. Dieselfde beginsel geld nou, dat ons gaan nou die regterkant ontbind in priemfaktore. As ons die regterkant ontbind in priemfaktore, dan kry ons dit is 2 tot die mag 5. Dieselfde beginsel geld nou hier. Al verskil is nou net waar ons nou dieselfde basis gehad het en daarom kan sê die eksponente is dieselfde, gaan ons nou sien ons het dieselfde eksponent. Omdat ons eksponente dieselfde is, kan ons sê daarom is ons basisse dieselfde. Met ander woorde, ons kan daarom sê is x is gelyk aan 2. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeldjies rondom dit. As ek byvoorbeeld het x tot die mag 3 is gelyk aan 27. Nou kan ek sien my x is my grondtal of my basis. Dieselfde beginsel geld nog steeds. Ons gaan nou die regterkant ontbind in priemfaktore. As ek hom ontbind in priemfaktore, dan kry ek x tot die mag 3 is gelyk aan 3 tot die mag 3. Die verandering hier is mos nou, omdat my magte dieselfde en my eksponente dieselfde is, kan ek sê dat my basisse gelyk is aan mekaar. Omdat my eksponente dieselfde is, kan ek sê my basisse is gelyk aan mekaar. Daarom is x gelyk aan 3. As ons byvoorbeeld het x tot die mag minus 1 is gelyk aan 'n half. Onthou, ons moet vir x oplos. Dan gaan ons hierdie skryf, dat ons moet dit gaan skryf, dat ons eksponente dieselfde is. As ons eksponente dieselfde is, dan kan ons sê dit is waaraan x gelyk is. Met ander woorde, ons gaan 'n half skryf as 2 tot die mag min 1. Nou kan ek sien, omdat my eksponente dieselfde is, beteken dit my basisse moet gelyk wees aan mekaar. Daarom kan ek sê x is gelyk aan 2. As ek byvoorbeeld het 'n derde, x tot die mag 5 is gelyk aan 81. Onthou, ek moet my x alleen kry.
So wat ek sal doen in hierdie geval is om te maal met die resiprook van 1/3, wat vir my 1 gaan gee. Wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek gaan kry x tot die mag 5 is gelyk aan 243. As ek nou 243 moet ontbind in sy priemfaktore, dan gaan ek kry x tot die mag 5 is gelyk aan 3 tot die mag 5. Want onthou, ons moet nou 243 ontbind in priemfaktore. Omdat ek nou het 243 is 3 tot die mag 5, kan ek nou daarom sien, my eksponente is dieselfde, daarom kan ek sê my basisse gaan gelyk wees aan mekaar, daarom is x gelyk aan 3. Dit is dan nou vandag se lesie oor eksponensiële vergelykings en die oplos van probleme met eksponente. Ek gaan nou vir jou 'n paar huiswerksommetjies neerskryf. Jy kan hierdie werkies inoefen en vaslê deur getrou jou huiswerk te voltooi. Geniet dit.